Ek wil, voordat ek by die boodskap begin, wil ek vir die moeders 'n gedeelte lees. En ek wil elke moeder uitdaag deur hierdie gedeelte wat ek nou met u gaan lees. En ek het verlede Sondag aangehaal in my boodskap van hierdie vrou, haar naam is Anna. En ons lees van haar in Lukas hoofstuk 2. Wonderlik, op 84-jarige ouderdom het sy nie besluit om af te tree nie. En ek het baie keer gewonder in hierdie week, wat maak dat 'n mens op 84-jarige ouderdom nog steeds daardie liefde in jou hart vir die Here Jesus kan hê? Wat maak dat jy nog steeds in jou hart daardie uitdaging kan hê, ek wil Jesus volg? En vir ander vertel van die Here Jesus. Kan ek gou dit net vir u lees? Daarby ek wil hê jy moet die hek vir my net so 'n bietjie ooplos. Daar's mense wat 'n bietjie laat gaan kom, hoor. Hoor gou hierdie woorde. Lukas 2 vers 36. En daar was Anna 'n profetes. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd. En sy was 'n weduwee, sê vers 36, omtrent 84 jaar oud. Hoor nou hierdie woorde. Hoor hierdie woorde. Ek sê vir myself, om daar te kom, moet sy in haar jong lewe 'n besluit geneem het. En 'n mens hou nou nie van hierdie woorde nie, maar om in die gewoonte te kom. Sy het in 'n mooi gewoonte gekom, hoor gou mooi, op 84-jarige ouderdom. Die Bybel sê dit, en ek glo God se woord, sy het nie weggebly van die tempel af nie. Sy was daar. Wat 'n verskoning het ek en jy? Baie keer. Moeders, 'n vrou 84, jy hoor hierdie kenmerke, sy het nie weggebly van die tempel af nie. En met vaste gebede het sy God gedien nag en dag. Sy was by die biduur. Sy het nie gesê, ag, gaan my op knieë, ek gaan maar daar in my kamertjie sit, daar by die ou huis, en ek gaan bid. Dominee, weet jy wat, ek wil jou net die versekering gee, ek gaan daarom daar vir julle bid, terwyl die biduur aan. Nee, hoor gou mooi. Sy was daar. Wat maak dat 'n mens in so 'n roetine kom? In so goeie gewoonte kom, hoor gou mooi. Hier's die woord, jy moet dit aankweek terwyl jy jonk is. As hierdie nie vir jou 'n belangrike prioriteit gaan wees nie, gaan jy nooit op 84-jarige ouderdom dit kan doen nie. Dan gaan jy aftree oor toe. Verlede week het ek gepraat van die HNP, wat sê hinker na pensioen, en toe sit ek 'n G by, hinker na geestelike pensioen. Daar's baie mense wat hinker na geestelike pensioen. Ag, ek gaan maar die aflosstokkie aangee vir iemand anders. Ek het al my deel gedoen toe ek jonk was. Hoor gou mooi, hierdie vrou hou nog die aflosstokkie in haar hand. Sy het nog nie oorgegee nie. Hoor nou mooi. Wat sê die Bybel? En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem van die verlossing wat sy verwag. Maar gemooi, is dit nie mooi nie? Die mense van Jerusalem, as hierdie tannie aankom, en ek wil dit weer vir jou wys, miskien het sy ou kerkie gehad, miskien het sy daar die loopring gehad, maar as sy aangekom het, het mense geweet, hierdie tannie gaan oor niks anders met my praat, as oor die Here Jesus nie. Die Bybel sê, sy het oor die verlossing wat sou kom, die Messias, het sy met mense gepraat. Ek wil elke moeder uitdaag. Ek wil elke jong meisie vanmôre in hierdie diens uitdaag om 'n gebed te bid en sê, Here, help my om soos Anna te wees. Ek is miskien in my 20's, ek is miskien in my 30's, ek is miskien in my 50's, maak nie saak nie. Maar Here, help my om in hierdie, kan ek hierdie woord gebruik, in hierdie patroon te kom, hierdie routine te kom,
dat ek ook kan sê, dat die Bybel ook eendag my CV daarvan kan sê, en sê, weet jy, hierdie vrou, sy was 85, sy was 88, en sy was elke keer, die Bybel sê dit, gaan lees, gaan omkring daai woordjies, sy was by die tempel, en sy was by die bidure, en sy het nog steeds van Jesus. Sy het nie die aflosstokkie. Is dit mooi nie? Ek bid dit vir elke vrou wat vanmôre hier sit. Ek bid vir elke jong meisie dit vanmôre toe. Kom ons bid saam. Here Jesus, as ek hierdie gedeelte van Anna lees, dan is daar so aansporing in my lewe. Sy was 'n vrou. Sy was nooit skaam vir U nie. Haar plekkie was altyd vol gewees. Hulle het geweet, hierdie vrou dien die Here. Die Bybel sê dit. Hierdie vrou prys die Here. Die Bybel sê dit. Dis 'n dankbare lewe om God te loof en te prys, praat van 84 jarige ouderdom. Leef sy 'n dankbare lewe. Here, help in hierdie gemeente elke dame, elke vrou, elke jong meisie wat vanmôre hier sit, dat hulle geïnspireerd sal word deur Anna se lewe. 'n Vrou wat toegewy, 'n toegewyde lewe gelewe het tot die dag wanneer Jesus haar kom haal het. Dankie dat ek dit vir U kan vra, Here. Kom nou terwyl ons U woord gaan bestudeer vanmôre, Here, na sekere dele gaan kyk, kom Heilige Gees. Kom dag uit in en deur U woord, want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil die kinders vra om daar na die voorportaal toe te beweeg. En U blaai saam met my. Ek is terug by die krone. Baie welkom, Dappie, baie welkom. Ek is bly, dankie vir die moeite wat julle doen, dat julle hier is. Ons praat met mekaar oor hierdie gedagte dat Jesus gaan sy kinders kom haal. Is dit nie wonderlik nie? Jesus is op pad om sy kinders te kom haal. Hy kom, hoor mooi wat ek vir u sê, hy kom juis net vir sy kinders. En ek wil net gou hier weer vir u verduidelik, wat ek wil hê, hierdie prentjie moet altyd in die kop wees en in die hart as jy die boek Openbaring lees, of as jy praat en hoor oor die wederkoms van die Here Jesus, dat hy gaan terugkom, daar is hy. Hy gaan sy kinders kom haal. En dis waar ons lewe, en jy kan maar mooi luister na die nuus, selfs wat hierdie week gebeur het. Die nuwe paus wat aangestel is, gaan 'n geweldige rol speel van nou af. So daar is hy, vriende, die Here Jesus gaan kom. 1 Tessalonisense 4 sê, hy gaan van die hemel neerdal, vers 16, en ons gaan hom in die lig tegemoet. En dan sê die Bybel hierdie vers, dis so wonderlik as hy dit sê. Hy sê in die laaste hoofstuk van die boek Openbaring 22, sê hy 3 maal hierdie woorde, kyk, ek kom. Vers 7. Vers 12 sê, dan brei hy uit op hierdie woorde, kyk, ek kom. Hy sê, kyk, ek kom en my loon is by my. My loon is by my om elkeen te vergeld volgens sy werke. Jou en my werke, liewe kind van die Here, ek praat vanmôre met kinders van die Here. My en jou werke gaan op die proef gestel word as ek hierdie woorde sê, en dit, jy moet nou mooi hoor die woorde wat ek gebruik, hier gaan die sondaar geoordeel word. Elke persoon, Johannes in Openbaring 20 vers 15, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Die persoon wat Jesus Christus nie ken, as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker nie, hoor gemooi, gaan hier agterbly en daar by die groot wit troon oordeel, hier kom die woord, hulle gaan geoordeel word. Maar die kind van die Here gaan hier beoordeel word. Met ander woorde, wat was my motief gewees? Hoekom het ek sekere dinge vir die Here gedoen? My werke, ek gaan beloon word volgens my werke.
Wat is daar die beloning? En ek gaan dit nou vir jou wys. Dit is vir my so wonderlik. Daardie oomblik daar in die hemel staan bekend as waarvoor kinders van die Here hulle gaan bevind, staan bekend as die regterstoel oordeel van Christus. Dit word ook verwys na die woordjie bema, en bema is, en die Grieke het presies geweet wat Paulus bedoel het, toe hy dit gesê het in 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Wat het hy toe bedoel? Ons gaan voor die bema verskyn. En hulle was baie lief vir sport, en rondom hulle stadions was daar 'n paviljoene gewees, reg rondom. Maar daar was 'n sekere paviljoen gewees, met 'n verhoog. En dan het die eregas daar gesit, en wanneer die atlete op die baan goed presteer het, en op die velditems goed gepresteer het, was hulle na die bema toegebring, en hulle is daar beloon met 'n verwelklike krans. Hulle is beloning, hulle het beloning ontvang. Is dit wonderlik? Die eregas van daardie dag het elke atleet, het hy afsonderlik, persoonlik, het hy hulle beloon. Hoor gou mooi. Wanneer ek en jy die dag voor Jesus gaan staan, is my so wonderlik hierdie gedagte. Hy gaan nie 'n afvaardiging gee nie. Hy gaan nie 'n engel stuur nie. Hy self, sê vers 12, het die beloning by hom, en hy gaan ons beloon. Ek wil vir u sê, en wanneer ek hierdie belonings met u deur gaan sorg, dat jou naam op daardie lys is. Ek maak dit kinderkraanstaal vanmôre, dat jy dit kan verstaan. Want as jou naam nie op daai lys is nie, gaan jou naam nie uitgeroep word nie. En net hulle wat hierdie wedloop eervol voltooi het, sal 'n beloning ontvang. Die vraag is altyd, wat is die beloning? Wat is die beloning wat die Here Jesus, as hy in vers 12 sê, kyk ek kom gou en my loon is by my. Wat is daai beloning waarmee hy sy kinders gaan beloon? Of as ek dit net anders moet stel, in watter vorm gaan daardie beloning wees? En ek wil weer dit net hierdie vers vir jou noem, en dis 'n groot vers. Jy moet hom uit jou hart uit ken, jy moet hom uit jou kop uit ken. Hoor gou mooi, as mense aan die hemel dink, dis vir my so skokkend as mense oor die hemel praat en iemand is nou daar, is nou kom haal, dan sal hulle sê hulle vang nou saam vis met die Here in die hemel. Hoor gou mooi, dis die laagste vorm van kokkelhol gewees, verskoon die woord, om sulke dinge te sê oor die hemel. Of hulle doen nou dit in die hemel. Hoor gou mooi, jy het nie 'n klou wat in die hemel aangaan nie, want hoor wat sê 1 Korintiërs 2 vers 9, wat die oog nie gesien het, en wat die oor nie gehoor het, en wat in die hart van die mens nie opgekom het, het God voorberei vir die wat hom liefhet. Nie wonderlik. As jy aan iets dink, dan is dit nie so nie, want dit gaan vir jou en my die grootste verrassing wees, as ek en jy eendag in die hemel kom. Die beloning gaan wees 5 krone, gaan in die vorm, die Bybel maak wel melding van 5 krone, en daar is die krone, en ek behandel die krone nou nie in die volgorde nie, ek gaan dit net vir u noem. En elke kroon het 2 name. As jy oplet, het elke kroon, die kroon waarmee die Here Jesus sy kinders wil beloon, het 2 name. Die eerste een is die kroon van die lewe, of die martelaarskroon. En dis my so wonderlik as ek net aan hierdie kroon dink, die heel eerste persoon wat in my gedagtes opkom, wat daardie dag deur die Here Jesus na vore geroep gaan word, wat heel bo aan sy lys is. Sy naam is Stefanus. Hy was die eerste martelaar waarvan ons lees in die Bybel. Die kroon van die lewe. Hy staan bekend ook as die martelaarskroon. Miskien kom ek vanaand by daai kroon uit. Die tweede een, ek het verlede Sondag met u oor hom gepraat, hy word genoem die onverwelklike kroon, hy word ook genoem die geestelike wedloperskroon.
Van die dag af wat jy jou lewe vir die Here Jesus gegee het, het jy met 'n wedloop begin. Dis 'n geestelike wedloop. My wedloop in hierdie lewe het die 21ste April 1976 begin toe ek vir die Here Jesus 'n besluit geneem het. Jy kom nie outomaties op hierdie wedloop nie, op hierdie baan nie. Jy neem nie maar outomaties deel nie. Nee, in my lewe, ek moes inskryf vir 'n wedloop. Die dag wanneer ek weergebore word, daardie dag skryf ek in vir hierdie wedloop en ek begin hierdie wedloop hardloop. Ek wil vir jou nou 'n paar dinge hiervan weer sê. So die kroon van heerlikheid of die herderskroon, dit behels vir geestelike werkers. Ek wil vir julle 'n bietjie skok by daardie kroon as ek met julle daaroor gaan praat. En dan is daar 'n kroon en ek gaan vanmôre begin met hom, die kroon van geregtigheid of die wederkomskroon. Ek wil vir julle sê, ek dink daar's baie min mense as jy na die kriteria kyk wat die Bybel vir jou daar stel. Ons praat so maklik oor die wederkoms. Ek wonder of jy voldoen aan hierdie kriteria, hierdie vereistes waar die Bybel stel, en dan die heel laaste ene is die kroon van roem, of hy word ook genoem die sielewennerskroon. Het jy al 'n siel na Jesus toe gelei? Het jy al met iemand gepraat oor die Here Jesus? Hoor gou mooi. Wanneer jy praat met iemand oor die Here Jesus, wanneer 'n persoon die Here Jesus ontmoet, gaan jy daai kroon uit die hand van Jesus ontvang. Sielewennerskroon. Ek wil vanmôre vir u sê, as ek hierdie dinge met u praat, oor hierdie 5 krone, dan kom hierdie lied in my hart op. Moet ek gaan met leehande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Jy sien, ek en jy gaan krone ontvang, ons gaan belonings ontvang. Wat gaan ons daarmee doen? Wat gaan ons met daai? Ek wil dit vir u wys. Ek gaan vir u wys wat ons met daardie krone gaan maak, daai beloning gaan maak. Daar gaan mense wees, hoor mooi. Daar gaan mense wees, die geweldige teleurstelling wanneer so atletiek byeenkoms verby is en net sekere kinders was beloon gewees en ander kinders wat daai verwagting gehad het, vandag gaan ek ook 'n beloning kry en hy's nie beloon of sy's nie beloon nie. Wat 'n teleurstelling. Wat 'n teleurstelling daardie dag voor die regterstoel van Christus. Ja, jy's gered vir die hemel, maar niks gedoen vir Jesus. En almal om jou kry daar 'n kroon. Hy word of sy word beloon, hulle naam word afgelees op daardie lys. Hoor gemooi. Ek vertel dit vir jou dat op 'n kinderlike manier, jy moet dit snap. Jy moet sorg dat jou naam op een van hierdie lyste kom, sodat jou naam uitgeroep kan word deur Jesus. Sodat jy daar die kroon uit sy hand op 'n eervolle wyse kan ontvang. En dit gaan gepaard met mooi, so goeie en getroue diensknegt. Mooi so. Mooi so. Uit die woorde van Jesus, uit die mond van Jesus. Verlede week het ek vir jou met jou gepraat oor daardie kroon. Ek wil net so 'n bietjie weer teruggaan na hom. En Paulus sê dit in 1 Korintiërs 9 as hy daaroor praat in vers 25. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem. Hoor hierdie woorde. Want jy sien, as ek nou na die ander krone toe gaan, dan is dit dis baie belangrik. Hy sê, enige iemand wat deelneem aan 'n wedstryd, aan hierdie wedloop, onthou hom in alles. Daar's sekere dinge. Ek het verlede week oor Bruce Forhuis gepraat en ek het sekere dinge van hom vertel, maar hy vertel sy heel eerste Comrades wat hy gehardloop het, was hy 'n jong student en hulle het maar gaan hardloop, hulle het ingeskryf, hy het gesê hy wil maar kyk dit was eintlik maar 'n bietjie groepsdruk. En hy sê al wat hy geëet het, hoor mooi, was slapchips. Hy het brood geëet. Hy sê net Coke gedrink. Kan ek dit in een woord saamvat? Hy junk food geëet. Hy 43ste gekom.
Hy sê, terwyl hy daar hardloop het hy besef, ek sal iets aan my dieet moet doen, as ek die besluit gaan neem om daarvoor te hardloop. En om daarvoor te hardloop het hy hom onthou van sekere dinge. Miskien moet ek vanmôre vir hierdie gemeente sê, jy moet daar kom in hierdie wedloop wat jy hardloop vir die Here Jesus. En omdat jy moeg raak, is jou dieet verkeerd. Jy sal jou moet onthou. En Paulus sê ons nogal vir 'n verwelklike krans, maar hulle vir 'n verwelklike krans, maar ons vir 'n onverwelklike. En dan kom die vraag, aan wie word hierdie krans eendag gegee, hierdie beloning gegee? Hoor mooi, ek gaan dit kortweg vir jou weer sê. Ek sien in hierdie gemeente, en ek is eerlik genoeg om dit vir u te sê, liewe kind van die Here. As herder van hierdie gemeente, as geestelike leier van hierdie gemeente, sien ek hoe is mense besig om terug te sak geestelik. Ek sien dit. Ek sien dat hierdie wedloop agter die Here Jesus aan raak vir hulle al hoe moeiliker. Hoor gou mooi, ek gaan dit nou vir jou wys. Kyk gou mooi, kortweg gesê, vir wie gaan hierdie beloning gegee word? Hulle wat volgehou het, hulle wat uitgehou het, hulle wat aangehou het, en moed gehou het. O Here, ek het al rede gehad om te gaan sit. Ek het so moeg geraak al in my geestelike lewe. Ek hardloop nog steeds. Ek hardloop nog steeds. Ek is besig om my alles te gee vir die Here Jesus. Ek wil jou net terugneem na die onderhoud wat hulle met broers gehad het. En hy het 'n paar dinge gesê wat belangrik was en ek wil dit geestelik deurtrek. Hulle het vir hom gevra, wat is die geheim dat jy 9 keer agter mekaar hierdie wedloop gewen het? Toe sê hy hierdie woorde: It depends on what the runner's goal is. Hy het gesê sy goal is, sy doelwit is, ek gaan inskryf, ja, om klaar te maak, om eerste te kom. Wat is jou goal? Wat is jou doel? Maar net om in te skryf. En hulle sê, in sy onderhoud sê hy, daar's baie wat inskryf, 13,000 tot 15,000 wat inskryf, en ek hoor mense sê, die atlete sê, solank ek net klaar maak. Solank ek net kan sê, ek het dit gehardloop, is dit jou houding? Is dit jou goal? Is dit jou doelwit? Here, ek hardloop hierdie wedloop. Nie net om klaar te maak nie, nie net om in die hemel te kom nie, maar om eendag voor Jesus te gaan staan. Kyk, ek kom gou en my beloning is by my om elkeen te vergoed volgens dit wat hy gedoen het. Hy het gesê, jou goal, jou doelwit. Het jy doelwit? En dan was daar 'n tweede ding wat hy pertinent gesê het. Hy sê, dissipline, daaglikse dissipline. Hoor gou mooi, dit kos dissipline om stilte tyd te hou, om op te staan in die oggend om stilte tyd te hou. Dit kos dissipline. Paulus sê in 1 Korintiërs 9, ons onthou ons van sekere dinge. Miskien moet jy 'n halfuur opstaan, vroeër opstaan, jy onthou jou van slaap, van 'n selfoon. Jy moet in hierdie dissipline kom, hierdie geestelike dissipline. Hy sê, as jy nie daai dissipline het om te oefen en te oefen en te oefen, hy sê, dit kom nie outomaties nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Jy begin nie die geestelike wedloop met 'n roltrap, dat die roltrap vir jou werk nie, en jou veilig daar bring nie. Jy moet self op hierdie baan klim, en alles in jou vermoë doen, om klaar te maak. Waar is jy? Voordat ek by my volgende punt kom, sê vir my, waar is jy? Hy het hierdie woorde gesê. Daar is die beginpunt. Hierdie Komrades word genoem die monster Komrades. Die monster. Hulle verwys na die Komrades as die monster. En hy het hierdie woorde gesê, dis nie hoe jy begin nie.
Dis nie hoe jy begin nie. Dis hoe jy eindig. Dis hoe jy klaar maak. Sê gou vir my, het jy soos Petrus gaan sit, moeg geword, handdoek ingegooi. Kom ek kom by hierdie kroon, die wederkomskroon. Ag Here, help ons vanmôre. Die kroon van geregtigheid. Die wederkomskroon. Die Bybel sê daar is 'n spesiale beloning wat vir daardie kind van God gegee gaan word. Hoor nou mooi. Almal wat die wederkoms van die Here Jesus, hoor hierdie twee woorde, verwag het en liefgehad het. 'n Spesiale beloning het Jesus, kyk ek kom en my loon, ek stel my so voor en daar's 'n sekere, kan ek dit maar so sê, in 'n sekere sak is daar 'n spesiale beloning wat Jesus eenkant hou. Daar die kind van God wat sy koms verwag het. Ja, kom Here Jesus. Ja, kom. En sy koms liefgehad het. Ek wil hierdie vraag vanmôre in die tyd tot my beskikking wil ek beantwoord. Jy gaan saam met my blaai. En ek wil hê jy moet dit self sien in die woord. En jy moet jou eie lewe volgens daai barometer moet jy meet vanmôre. Hoe leef iemand wat die wederkoms van Jesus verwag? Hoe leef daai man? Hoe leef daai kind van God? Hoe leef daai man? Hoe leef daai vrou? Nou wil ek hê jy moet saam met my blaai. En die eerste antwoord wat ons gaan kry is in 1 Petrus. In 1 Petrus sê Petrus presies, en ek gaan so 'n bietjie Bybelontleding doen. Ek wil hê jy moet mooi kyk wat sê die Bybel, hoe leef so 'n persoon. In 2 Petrus is Petrus besig in hoofstuk 3 vers 11 om iets vir ons te sê. 2 Petrus 3 vers 11, hierdie hele hoofstuk handel oor die wederkoms van die Here Jesus. En dan sê hy hierdie woorde. Hoor die woorde wat hy sê. Terwyl al hierdie dinge vergaan. Nou moet jy die voorafgaande gedeeltes lees. Ek het nou nie tyd vanmôre om dit te doen nie. Dan sê hy hierdie woorde, terwyl al hierdie dinge vergaan. Hoedanig moet julle nie wees, hoor hierdie twee woorde, in heilige wandel en godsvrug nie. Wie is die julle? Sien, as ek hierdie vers lees, dan vra ek vir my, as hy sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, kan ek dit inlees, as ek sê, as ek rondom my sien wat besig is om in die wêreld te gebeur, hoe hierdie verhoog vir die akteurs reggestel en in plek kom en in orde geplaas word vir die wêreld, die akteurs wat die hoofrol gaan speel, op hierdie wêreld verhoog. Hoedanig moet julle, sê Petrus, wie is die julle? Nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Hier is die eerste kenmerk. Hoe leef iemand? Hoe leef daar die man wat sê hy is 'n kind van die Here? Hoe leef daar die vrou? Hoe leef daai jong meisie? Hoe leef daar die jong seun? Hoe leef hy of sy wat sê ek verwag, hoor gou mooi, wat eendag hierdie kroon uit die hand van Jesus gaan ontvang. Ek het sy koms het ek verwag en ek het dit lief gehad. Kan ek vir jou vanmôre sê hoe leef hy? 'n Heilige lewenswandel. 'n Heilige lewenswandel trek mense altyd na Jesus toe. Sê gou vir my, liewe kind van die Here,
Jy wat so maklik praat oor die wederkoms van die Here Jesus. Jy wat so maklik sê, ja, kom Here Jesus, kom. Mag ek vir jou vra, lewe jy 'n heilige lewenswandel? Ek gaan later sien dat ek die woordjie gaan net omdraai. Ek gaan nie vir u vra hoe leef so 'n persoon nie. Hoe sien jy dat daardie vrou en daardie man Jesus se koms verwag en dit liefhet? Jy kyk in die manier hoe hulle lewe. Jy kyk na die manier hoe hulle lewe. Hoe leef jy? Jy wat sê ek verwag die koms van Jesus. Jy wat sê ek het die koms van Jesus lief. Jy wat vanmôre hier sit en daardie verlange het, Here Jesus, ek sal graag hierdie kroon ook uit u hand wil ontvang. Hierdie wederkomskroon. Die kroon van geregtigheid. Wil ek vanmôre vir jou sê, as dit jou hartsbegeerte is, dan moet jy by daai plekkie kom waar jy sê, Here, help my om 'n heilige lewe te lewe, sodat ek 'n heilige lewenswandel. Dit beteken ek leef anders. Heilig beteken afgesonder. Ek leef afgesonder, ek is in die wêreld nog steeds, maar ek is klaar gemaak met die dinge van die wêreld. O, mense kan sien, daar is iets in daardie man, daar is iets in daardie vrou, en daardie iets maak dat daar 'n verlange is na Jesus. Ek sê baie keer vir Annelie, as dit ons so praat, dan sê ek, Annelie, ek pas nie meer in hierdie wêreldstelsel nie. Ek pas nie meer in hierdie wêreldstelsel nie. Hoor, hy gebruik nog 'n woordjie. Hy sê, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel. Onthou jy daai woord waar Petrus ook sê in 1 Petrus 1 vers 15, wees heilig, want ek is heilig. Ons is so bang vir daai woorde. Die Bybel sê hy is heilig, ek en jy moet heilig wees. In Matteus 5:48 staan hierdie woorde, wees dan volmaak, soos julle Vader wat in die hemele volmaak is. Daai woorde volmaak beteken, wees dan volwasse, kom tot daar in jou geestelike lewe, waar jy geestelik volwasse is. Godsvrug. Weet jy wat beteken godsvrug? 'n diep daadwerklike geloof in God. Hoor gou mooi. Ek wil vir u sê, u gaan dit nie maak nie. As u dit nie met u hart gaan glo dat Jesus gaan terugkom nie, en u moet dit vanmôre bid, liewe kind van die Here. Dis die tweede kenmerk wat Petrus in 2 Petrus 3 vers 11. 'n heilige wandel en dan godsvrug. Jy sien van Petrus se tyd af, Paulus, daai het al gesê, ja, die Here Jesus gaan kom, en hy het nog nie gekom nie. Mense begin spot oor die wederkoms. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy moet vanmôre sê, Here, bring daardie in my hart, bring daai kenmerk van godsvrug. Dis 'n diep daadwerklike geloof in God. Here, ek glo God met my hele hart. Hoor mooi, geloof is nie 'n gevoel nie. Geloof is 'n besluit, ek gaan God vertrou. Here, gee vir ons die kenmerk van godsvrug. My geloof so diep in God te plaas, so diep gewortel te wees en te sê, ja, Here Jesus, al gebeur wat in hierdie lewe, en al sak ander om my uit, en al gaan sit ander, wil ek net vir u sê, ek gaan u volg, ek gaan volhou, ek gaan sê elke dag, miskien vandag gaan Jesus op die wolke kom. Ek verwag hom. En ek het sy koms lief. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 9, maar die Here vertraag nie sy beloftes so sommige dit vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en hy wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat alle mense gered moet word.
Alle mense. Weet jy hoekom stel hy sy wederkoms uit? Weet jy hoekom het hy nog nie vanmôre gekom nie? Weet jy hoekom? Daar's iemand wat nog gered moet word. Om dit te dink, dat God die hemel stil maak, dat hy bly uitstel. Ek weet nie hoe lank nog. As ek sien hoe mense God tart, as ek dink hoe mense God uitdaag, dan moet die genade van God so groot wees, dat hy dit nog steeds uitstel, sodat een persoon. Maar terwyl ons wag, dat daar die persoon moet inkom, miskien iemand wat geestelik teruggeval het. Hy wag, moet ek en jy, wat is die kenmerk? Jy sal dit in daai man se lewe sien. Jy sal dit in daai vrou se lewe sien. Dis die eerste antwoord op die vraag, hoe lewe daai man? Hoe lewe daai vrou? 'n Heilige lewenswandel. Godsvrou. Here, ek het diep geloof, ek hou aan U vas. Maar Titus gee die tweede antwoord. As jy saam met my blaai na Titus toe, dan kom Titus en hy sê iets, 'n bietjie te veel vir die skerm. Jy moet nou saam met my blaai, en ek wil dit vir u lees. In Titus 2, in my Bybel is dit ongeveer op bladsy 259, dan sê hy hierdie woorde, en ek gaan van vers 11 tot 13 vir u lees. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dis nie wonderlik nie. Daar's niemand wat eendag vir die Here kan sê, hy het nie geweet nie, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hoor nou mooi. En leer ons. Hoor hierdie woorde, vriende. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe, regverdig, vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Dominee, net jy sal dit regkry. Jy leef in 'n glaskas. Jy weet nie waar ek leef nie. Hoor gou mooi. In hierdie teenswoordige wêreld. Hoe moet ek en jy leef? En leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon. Ingetoe, regverdig, vroom in hierdie teenswoordige wêreld te lewe. Hoor wat sê vers 13. Terwyl jy omkring met 'n rooi pen hierdie woord, terwyl ek en jy in hierdie lewe is en so moet lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Weereens, wie is hulle? Sien, ons moet altyd die vraag vra, met wie praat Titus hier? Wie is die hulle wat goddeloosheid? Wie is die hulle wat wêreldse begeerlikhede? Wie is hulle wat in daai vers sê ingetoe, regverdig, vroom in hierdie teenswoordige wêreld moet lewe? Wie is hulle? Dis daar die kind van die Here wat die koms van Jesus verwag en wat die koms van Jesus liefhet. Mag ek vir jou vra? Ek gaan jou in die oog kyk as ek jou hierdie vraag vra. Voldoen jy al aan hierdie standaard? Verwag jy Jesus terwyl ons, hoor hierdie woord, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en verlosser Jesus Christus. Ja, ons leef nog steeds op aarde. Ons leef in 'n goddelose wêreld. Ons leef in 'n godlose wêreld. Terwyl ek hier leef en terwyl ek werk vir my werkgewer, is daar die verwagting op hierdie salige hoop op sy verskyning. Is dit waar van jou lewe?
Ek is so bang dat die koms van die Here Jesus. Professor Kolie Kotse het 'n boek geskryf terug na Pinkster. En in daai boek het hy gesê dat die wederkoms van die Here Jesus min kerke eendag sal beïnvloed. Hoor mooi. Hy sê min kerke sal die wederkoms van die Here Jesus, sy koms sal nie kerke beïnvloed nie. Die kosters gaan nog steeds oopmaak en oopsluit. Hy sê en almal gaan met hulle roetines voort. Wat sê hy? Dit sal 'n groot verrassing vir baie mense op aarde wees as Jesus moet kom, omdat hulle hom nie verwag het. Ek wil jou een vertaling lees. Ek gebruik baie vertalings in my voorbereiding, maar let op hierdie vertaling. Ek wil eers hê jy moet kyk of jy 'n woordjie raak sien. In hierdie selfde teks van Titus 3 vers 11 sê hy, God's readiness to give and forgive is now public. So niemand kan eendag sê hy het nie geweet nie. Dan sê hy salvation is available for everyone. Dis nie mooi nie. So dis vir niemand uitgesluit nie. Dan gaan hy dan sê, we are being shown how to turn our backs on a godless, indulgent life. And how to take on a God-filled, God-honoring life. Hoor nou hierdie hoor. Kyk nou mooi, sien jy daar 'n sekere woordjie? This new life is starting right now and is whetting our appetites for the glorious day, when our great God and Savior Jesus Christ appear. Hy sê daar's 'n appetite. Oh, het jy daai appetite? Ek kan nie wag. Dis om soos voor 'n gedekte tafel te kan sit en die heerlikste kos is op daai tafel. Ek het 'n appetite. Hy sê ek het 'n appetite. 'n Appetite hier binnekant. Oh, kom Here Jesus. Oh, weet jy? Ek praat met jou, hoe sal jy weet dat daai man en daai vrou die koms van Jesus verwag? Ek sal vir jou sê, hoe sal ek dit sien? Daar's 'n appetite. Daar's 'n begeerte. Is dit waar? Die Bybel sê so. Kyk wat beteken daai woord. Ek gaan slaan hom na. Kyk wat sê hy. Miskien het jy dit vanmôre nodig met jou lewe. Sharpen the blade of a tool. Someone's desire. O, jy sal in daai man se hart sien, daar's 'n desire. Daar's 'n koortjie wat sê, daar's verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg. Vir stryd en sware soeg. Daar's 'n verlange, daar's 'n desire, daar's 'n appetite hier binne. Dis die tweede antwoord op die vraag. Hoe sal jy dit weet? Het jy daai appetite? Is daai desire daar binne kan jou? Daar's 'n derde antwoord. Nou moet jy sit. Jy gaan nie hou van dit as ek nou vir jou gaan sê nie. Maar ek moet dit vir jou sê, blaai saam met my na Hebreërs hoofstuk 10. Ek is so dankbaar dat God se woord dit sê. Ek maak nie verskoning vir God se woord nie, ek gaan dit vir jou reguit sê. Die derde rede of die derde antwoord op hierdie vraag, hoe sal ek weet? Hoe sal ek in iemand se lewe kan sien hy verwag die koms van Jesus? Hoor wat sê Hebreërs 10 van vers 24 en 25. Ek gaan net hier 2 verse vir u lees en dan gaan ons vir jou op die skerm opbreek. Die skrywer sê hierdie woorde, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag. Wat 'n dag? Hy skryf vir kinders van die Here, des te meer. Hoor hierdie woorde.
En dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Hy sê 4 dinge in hierdie vers. 4 dinge, hoe ek dit sal sien. Hoe ek sal weet. Daai man het 'n desire. Verskoon my Engels. En ek weet dit is nie goeie kanseltaal nie, maar daai desire, daai appetite. Ek het dit hier binne. Hoe sal jy dit sien? Dat daai man die wederkoms van die Here Jesus liefhet. Hy verwag dit. Hier is die eerste ene. Gee ag op mekaar. Ons lewe in 'n tyd waar ons vir onsself lewe. Ken jy hierdie spreekwoord? Gaan oor myself en die res, die duiwel vir die res. Hy sê vir Paulus, ek glo Paulus het hierdie brief geskryf, hy sê, dis sy styl, hy sê, soos julle die dag nader sien kom, gee ag op mekaar. Hy gebruik hier 'n woordjie, mense hou nie daarvan nie, ons is daar, hoor gou mooi. Ons is daar as mense 2 Sondae nie in die kerk was nie, het ons gewoonlik gebel na die eerste Sondag, nou wag ons maar vir die tweede Sondag, om net te bel. Hoekom bel julle? Check julle ons op. En dan sien ons hulle nooit, want hulle het hulle gewip. Maar die Bybel sê, vermaan mekaar, gee ag op mekaar. Broer, hoekom is jou stoel leeg? Hoekom is jy nie daar waar jy moet wees nie? Die Bybel sê, gee ag op mekaar. Kyk die Engels, hy vat dit so mooi saam, hy sê, in response to all he has done for us, wat die Here Jesus vir ons gedoen is, let us outdo. Dis 'n mooi woord, nie? Kos dit jou iets om op ander ag te gee? Each other in being helpful and kind to each other and in doing good. Gee ag op mekaar. Ek gaan vinnig, as 'n tweede een, hy sê, ons moet mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke. Doen iets vir Jesus. Kan ek jou weer terugneem? In response to all he has done for us. Goeie werke, ek word nie gered deur goeie werke nie. En omdat ek goeie werke doen nie, maar uit dankbaarheid vir dit wat hy vir my gedoen het aan 'n kruishout op Golgotha, Here Jesus, hoe kan ek dankie sê? Ons praat en ons verwys daarna na 'n dankbare lewe. Here, uit dankbaarheid. O Here, ek wil my liefde, ek wil u liefde aan ander betoon, ek wil dit bewys. Hoe bewys ek dit? Om aan hom of haar goed te doen. Hieraan sal die wêreld weet, sê Jesus vir sy disippels, dat julle my kinders is, dat julle my disippels is, omdat daar liefde onder mekaar is. Hoor nou met die derde een, nou trap ek 'n paar toon en 'n paar mense het nou liddoorns, hoor gemooi. Soos julle die dag sien nader kom, moet julle die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. God se woord sê dit. Wat 'n verskoning het jy? As jy sê jy verwag die wederkoms van Jesus. As jy sê jy die wederkoms van die Here Jesus lief, hoekom is jou stoel leeg? Hoekom is jou stoel Sondagoggende leeg? Hoekom is jou stoel Sondaande leeg? Hoekom is jou stoel Woensdae leeg? Liewe kind van God, verwag jy werklik die wederkoms van die Here Jesus? Dit des te meer dat ons die dag sien nader kom, moet ons die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Jy weet hoe dit aan ander gemeentes gaan. Jy weet hoe dit aan ander denominasies gaan. Hulle het nog net een diens. Miskien bid jy ook, dat Johan in die kerk laat tog net 'n besluit om net vir 'n oggenddiens. Ons het dan familietyd ook nodig, hoor gemooi. Dis presies wat die duiwel wil hê. Dis presies wat die duiwel wil hê. Hy haat hierdie byeenkomste, hierdie onderlinge byeenkomste. Daar's iets, hoor mooi, ek het er nog nooit agtergekom of 'n mooi woord daarvoor nie, maar daar's iets in onderlinge byeenkomste. Ek kan nie wag vir Sondag, ek kan nie wag vir Woensdae, ek kan nie wag as daar byeenkomste is om u te sien nie. Ek soek vir u. Ek kyk of ek u kan raak sien. Ek is bly in my hart. Dit doen iets aan my gees hier binne. Ons moet by mekaar kom. Ons moet by mekaar kom.
Die derde rede, daar is die vierde ene. Ons hou nie van hierdie een nie, vermaan mekaar na mate julle hierdie dag sien daarkom. So, jy moet my nie kwaadlik neem as ek vir die bel en vra, hoor hierso, waar is jy? Hoekom is jy nie daar nie? Moenie my kwaadlik neem nie, want ek weet, daar's 'n dag wat nader kom en ek moet gaan rekenskap gee as kind van die Here. Ek moet gaan rekenskap gee as kind van die Here. En voor daardie bema. Waarom was my plekkie Sondagoggend leeg? En jy het vir my gesê, jy het my wederkoms lief. Ja, jy's gered, jy's net gered van 'n swaarbrandhel, dis al. Ek sê baie keer vir myself hierdie woorde. Wat wil mense eendag in die hemel vir ewig gaan soek? Hoor gou mooi, as jy hemel toe gaan, as jy gered is en jy's weergebore, jy gaan eendag hemel toe, dan kan ek dit sê, vir ewig, meer as 'n leeftyd. Wat gaan jy daar soek in die teenwoordigheid van die Here, as jy nie eers op 'n Sondag 2 ure in sy teenwoordigheid op aarde kan deurbring? Wat wil jy in die hemel gaan soek? Hoekom wil jy hemel toe gaan? Want daar gaan ons sy teenwoordigheid elke oomblik ervaar. Is dit nie lekker om vanmôre in sy teenwoordigheid te wees nie? Ek is bewus van hom. Ek is bewus van sy teenwoordigheid. Wonderlik, is lekker om in sy teenwoordigheid te wees. Wat wil jy die hemel gaan soek? As jy nie eers kan sien om op aarde in sy teenwoordigheid jouself te bevind. Ek vra jou vanmôre en slotte net hierdie vraag. Is jou naam op die lys? Is jou naam op daardie lys? Daar gaan 5 lyste wees. Sodat jy dit net verstaan, ek sê dit maar net, sodat jy dit so moet verstaan. As 5 belonings, 5 krone. Ek het vanmôre met jou gepraat oor die wederkomskroon, die kroon van geregtigheid. Is jou naam daarop? Is jou naam daarop? Sal jou naam uitgeroep word? Intussen so baie uitstap na vore. Om voor die bema, die regterstoel te verskyn. En Jesus het jou naam uitgeroep en hy sê vir jou, ek wil vir jou hierdie beloning gee, omdat jy my koms lief gehad het. Ek het dit gesien, my kind, dit was baie moeilik, in 'n goddelose lewe, in 'n goddelose opset waar jy gewerk het. Dit is waar dit godslastering was, dit is waar my gevloek het. Ek het gesien, jy het daar heilige lewe gelewe. Ek het gesien, jy het klaar gemaak met wêreldse dinge, ingetoe, vroom, heilig. Ek het dit gesien, my kind, ek het dit gesien. Ek wil net terugkom om vir jou te kom beloon, ek wil net vir jou kom dankie sê. Jy weet jou lewe, jy weet dit nie, maar omdat jy heilige lewe het, het ander Jesus, het hulle jou dopgehou, en ander het Jesus ontvang. Mooi so. Mooi so. Goeie en sal dit mooi woorde wees. Is jou naam op hierdie lys om die kroon van geregtigheid, om die kroon, die wederkomskroon uit die hande van Jesus te kan ontvang. Here Jesus, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg om vanmôre oor hierdie kroon te kan praat. Die vereistes, die kriteria. Ag Here, U weet self terwyl ek voorberei het en nageslaan het en hier gelees het en hierdie vertaling, het hierdie woorde my so diep getref. Hulle wat 'n desire het, hulle wat daardie eetlus het, daai appetite het. Here, gee dit vir ons gemeente. Ek weet nie of ons gemeente regtig daai eetlus het nie. Daai desire het nie, Here. Daar's van ons gemeente wat maar slap lê, Here. Maar ons almal praat oor die wederkoms.
Maar ek wil vanmôre kom bid. Heilige Gees, net U kan daai begeerte, net U kan daai eetlus, net U kan daai desire, daai appetite, kan U in die hart kom plaas. Ek kan dit nie doen, Here. Ek kan hom maar bring tot by die water. Ek kan hom maar net daar bring tot in die dal van beslissing. Sal God die Heilige Gees nou kom. Nou kom. En daar die persoon wat vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil graag hierdie kroon van U ontvang, uit U hand uit ontvang. Ek wil my naam, wil ek hê Jesus moet dit self lees. Maar Here, ek voldoen nie aan hierdie standaard nie. U sien daar die man, U sien daar die vrou, Here. U sien daar die persoon sit daar, met daai begeerte, ek wil kom bid vir hom of haar, dat U nou sal kom en hulle gebed verhoor. Liewe gemeente, terwyl al die oë gesluit is, ek glo in jou hart, as jy hierdie dinge hoor, dit het dinge in my hart geroer, terwyl ek voorberei. Ek kon nie anders as om elke keer te sê, ag Here, help my om te voldoen. Dit sal so wonderlik wees, om hierdie kroon uit U hand uit te ontvang, ja, terwyl ek op aarde besig is met U werk, Here, maar geef my daai verwagting in my hart, daai desire, geef my daai liefde, om dit te kan sê, ja, kom Here Jesus, kom, ek verwag U, ek wil by U wees, ek wil in U teenwoordigheid wees. Dis hoekom die Bybel sê, moenie die onderlinge byeenkomste, moenie verskoning soek, wees daar, terwyl ons in hierdie diens is, terwyl ons in sy teenwoordigheid is, wil U nie vir hom dit sê, Here, ek het daai desire of ek het dit nie. Maar wil U nie vir hom vra en sê, Here, kom gee vir my daai verwagting, kom gee vir my daai verlange in my hart, om aan hierdie vereistes te voldoen, 'n heilige lewenswandel en godsvrug, ingetoe en vroom in hierdie wêreld te kan lewe. Dankie, Here Jesus, U hoor daardie gebed. En U is die naprediker van U woord. En U gaan voort, Here, en U berei ons harte voor vir vanaand, vir die volgende kroon, Here. Is wonderlik. Die woord sê, kyk ek kom, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, volgens wat hy of sy gedoen het. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.